Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou kind van God, het jy al beleef, wanneer jy siek is, dan gaan jy nou obviously dokter toe of jy kry medisyne wat jou kan gesond maak voor jy nou nodig het om dokter toe te gaan. Maar het jy al ervaar, jy gebruik dalk daai medisyne 1 keer of 2 keer en dan voel jy baie beter. En dan sien jy jouself maks gesond, dan los jy dit, waar jy eintlik nodig het om daai medikasie soos vir 5 of 6 dae te moet gebruik. Kind van God, weet jy, ons doen dieselfde in ons geestelike lewe. Hoekom sê ek so? Want baie keer dink ons, as ek nou 'n vers lees, dan is ek volleerd. As ek nou 'n gebedjie bid, dan het ek gedoen wat ek moes doen. Dan is my verhouding op die regte plek. My broer en sissa, dit werk nie so nie. Nie in die koninkryk van God nie. Om met God 'n konstante gesprek te hê. Om die verhouding tussen jou en God te laat werk. Die verhouding te bou. Gaan nie op 1 vers of 1 hoofstuk gebou word nie. Dit gaan nie op 1 of 2 gebede 'n week gebou word nie. Dit gaan nie oor om net gou 'n vinnige dagstukkie te luister, gaan jou verhouding met God gebou word nie. Nee, my broer en sissa, hierdie is 'n konstante proses. Dit is 'n proses wat moet gevolg word en nooit stop nie. Selfs al is jou verhouding met God op so 'n vlak wat jy nooit gedink het dit sou wees nie, moenie nou ophou nie, want hoe sterker jou verhouding met God is, hoe meer sal jy die vyand kan weerstaan, want ek kan nou vir jou sê, die vyand gaan enige iets probeer om die verhouding tussen jou en God te laat wankel, om die verhouding tussen jou en God te versuur. Hy gaan enige iets doen, en daarom moet ons hard aan ons verhouding werk met God. Ek meen, my broer en sissa, jy is uitgekies om 'n kind van God te wees. Jy's geroep. God het jou lief. En daarvolgens moet ons hard daaraan werk, sodat die wêreld kan sien, maar ons het 'n verhouding met ons God. Dis nie van ek lees Bybel, ek bid net gou nou en dan nie. Nee. En wat ek nou hiermee sê is ook, om nie konstant iemand te Bible bash nie, om nie konstant op straathoeke te staan en bid nie, nee. Maar die lewe wat jy leef, die vrug wat jy dra, moet 'n getuienis kan wees van dat jy 'n kind van God is. Dit moet kan wys wie is die een wat in jou woord. Dat dit nie die wêreld is nie, maar dit is die koninkryk van Jesus Christus. En dit moet hard beoefen word. Dit moet volhard word. My broer en sissa, in 2 Petrus 1 vers 10 lees ons dat ons moet hard probeer om te wys dat ons het 'n verhouding met Jesus Christus. Practice the qualities. Dit sê dit eintlik mooier in die Engelse vertaling van 2 Petrus 1 vers 10. So my broer en sissa, ek wil net vandag vir jou sê, dat dit gaan nie help om nou en dan 'n gebedjie te doen, of dit gaan nie help om net so nou en dan jou Bybel oop te maak nie. Jy moet konstant aan jou verhouding werk met God. Bou aan jou verhouding met God. Ek meen, as jy getroud is, jy gaan nie nou en dan vir jou vrou 'n swinkie of 'n drukkie gee nie. Jy gaan nie net nou en dan met haar praat nie, nee. Jy gaan met haar soveel as moontlik praat. Jy gaan met haar deel. Jy gaan 'n pad saam met haar loop. Ek meen, dit help nie, jy's getroud en die vrou bly in haar huis en jy bly in jou huis nie. Dan help dit mos nou nie. Dan kan daar mos nou nie groei plaasvind tussen julle nie. En dis hoekom dit so belangrik is dat mens werk aan jou verhouding. So my broer en sissa, ek los hierdie by jou, maar ek bid vir jou dat jy sal krag hê om wat ook al die vyand oor jou pad bring, wat wil kom stering saai, om dit te kan weerstaan. Vader, ek wil dankie sê dat U oop is om met elkeen van ons 'n verhouding te hê. Vader, ek bid in Jesus naam dat elke een van ons, wat ook al die vyand op ons pad wil kom sit, tyd, materialisme, invloed, wat ook al, dat ons dit sal kan weerstaan, dat ons sal tyd maak om saam met U te spandeer. Liewe Here, dat ons Bybel stikkend sal lees, dat ons gebedslewe op so vlak sal vat, Here, dat ons nie sonder gebed kan nie. Asseblief, Here, want ek weet in dit
lê die groot geheim van 'n verhouding wat sterk is, 'n verhouding met ons hemelse Vader. Asseblief, Here, in Jesus Christus se kosbare naam. Amen en amen. My broers en susters, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself en natuurlik, as dit die Here se wil is, bring ek môre vir ons weer 'n woord. Totsiens julle.